'n wonderlike goeienaand weer aan u. Ek glo u het 'n heerlike dag geniet, maar luister eers na my pitkos. Experience is a hard teacher. It gives the test first and then the lesson. Dis waar, né? Maar ons praat vanaand oor alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Hoeveel keer is jy al bemoedig met die pragtige en waar woorde van Romeine 8:28? Ongelukkig laat mense baie keer die belangrikste deel van die vers weg, naamlik ons weet dat God alles. Ja, God is aan te werk, daar agter die skerms, waar geen mens kan sien nie, is God onsigbaar aan te werk. En hy gebruik alles as enige iets, en hy maak werk daarvan, en uiteindelik werk dit ten goeie mee vir jou as 'n kind van God. Dit is baie belangrik om daarop te let, dat alles enigiets kan wees, goed of sleg, lekker of onaangenaam. Onthou, Christene is ongelukkig ook in hierdie wêreld, al is ons God se kinders, en nie van hierdie wêreld nie. Slegte en onaangename dinge gebeur dan ook met ons as kinders van die Here. Om Jesus te ken, vrywaar ons nie noodwendig van negatiewe dinge nie. Jesus is nie een of ander versekeringspolis teen swaar kry en opofferinge nie. Die goeie nuus bly egte, God is aan te werk agter die skerms, en whatever gaan hy laat ten goeie meewerk vir ons wat hom liefhet. Dis juis omdat hy jou liefhet, dat alles in jou guns sal tel, uiteindelik. Soms moet ons net geduldig wag, om te sien presies hoe hy dit doen, en nie moed opgee, omdat dinge op die oog af lyk, of dit van sleg na slegter gaan nie. God is altyd besig om agter die skerms te werk, en op een of ander stadium gaan ons verstaan, waarom 'n sekere situasie, op 'n sekere manier, in ons lewens moes uitspeel. En self al verstaan ons nooit nie, is die belangrikste, dat ons God vertrou, en hom glo wanneer hy sê, dat alle dinge vir ons ten goeie sal meewerk. Hierdie belofte is dan 'n kragtige belofte van God. All-inclusive, all-powerful, and always available. Hierdie belofte is een van die kragtigste beloftes van God. Hierdie belofte is so almagtig en so kragtig van God self. Dit is so liefdevol soos God se liefde is, en dit deur Jesus Christus. Die belofte doen wat God kan doen, alles vir jou ten goeie laat meewerk. Hierdie belofte kan enige seer aanraak en herstel. Dis nie gebaseer op positiewe denke nie, dis gegrondves in 'n lewende God. Dis nie iets om na te strewe nie, dit is 'n waarborg. Dis ook nie wensdenkery nie, maar God se liefdevolle ingrype vir elke dag in jou lewe. Dis so belangrik vir God, dat hy bereid is om berge vir ons te versit. In watter krisis jy nogal is, of sommer net hartseer is oor iets of iemand, dalk is jy in 'n lewensbedreigende situasie. Glo as God vir jou sê, alles sal ten goeie meewerk. Hou vas aan hierdie belofte. Lees saam met my ook die res van die belofte. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons elke dag bedreig, dat ons so skape wandel, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ons lees ook in Romeine 8 vers 29, dat ons gelykvormig moet wees aan die beeld van sy seun. Wat 'n voorreg! God doen moeite met ons, sodat ons net meer en meer soos Jesus sal word. Gegewe jou persoonlikheid, jou gawes, word jy deur God se werk agter die skerms getransformeer om al hoe meer na die beeld van Jesus te lyk. Dit maak alles die moeite werk. God is besig met jou doelgerig en sinvol met 'n definitiewe plan. Dinge gebeur nie maar net per ongeluk nie. Die planne wat God vir jou maak, sal hy ook uitvoer. Luister hierna. You become successful because everything that Jesus Christ has accomplished is transferred to you. You become beautiful and spiritual rich in him. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons as Christene
net weer eens kan besef dat alles in ons lewe uiteindelik ook in ons guns stel. Ons geloof in U sal nooit te vergeefs wees nie. Amen.